Dit is dan 20 Julie vanmorgen, 2026, lesing 67 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Nou het ons in die vorige lesings al die onthullings gesien in die geesteswêreld, maar ook in die biologiese wêreld. Ons het gesien hoe hoender voël as voorbeeld van al die voëls, hoe dit binne in hom gaan wanneer vanaf geboorte af tot by die lê van eiers. En ons het gesien dat sy gees vir alles verantwoordelik is, wat ons nooit geweet het nie. Ons het eintlik nooit daaroor gedink nie. En dieselfde toe gister of Sabbatdag het hy ons laat wys hoe hy 'n eselin filletjie kan maak sonder om 'n baarmoeder te gebruik. En sy engel het dit gedoen reg voor hulle almal. So hy het vir ons die skepping gewys nadat hy diere uit niks uit geskep het nie, en hy het vir ons die skepping gewys hoe hy diere uit niks uitskep nie. En as julle nog kan onthou, is suurstof die basis van alle skepping en water. So, nou vanmorgen is hy klaar met die onthullings en hy gee vir ons insig waarom ons hierdie goed moet weet. Want baie mense sê, wat het ek nou hiermee te doen? Dit het niks met my siel se redding te doen nie. Ja, dit het nie so direk nie, maar indirek is dit basies vir ons gegee om te besef met wie jy te doen het as jy Yeshua of Jesus se naam aanroep. Jy moet nie dink jy's net met nog 'n mens besig wat sy lewe vir ons opgeoffer het nie. Hy is baie oneindig meer as dit. En dan kan jy net meer dankbaarheid toon dat hy in jou hart wil woon. Hy wat al hierdie goed uit homself, uit niks uitskep nie, wil in jou hart woon. En elkeen van ons is onwaardig. Maar tog kom hy en hy help jou om waardig te word. En ons lees nou wat Yeshua sê oor hierdie onthullings, oor hierdie verborgenhede, wat ons nou saam met die disippels ontvang en al die mense wat om hom sit. Waarom die meester hierdie onthullings doen, hoofstuk 1, 2, 1. Wie sal nou nog nie volkome duidelik wat sal nie nou nog volkome duidelik vir ons wees nie? Sê al die aanwesiges na die les van die engel. En hoofman Julius voeg daaraan toe. As dit so voortgaan, sal ons binnekort self gode word. As dit moontlik sou wees om hierdie vermoë om helder te sien, na willekeur te behou, sou ons, as ons wil, sterker word, self gode word en wonders doen. Maar ons heldersiendheid is slegs 'n gevolg van die magiese lig van die bol daar, en ons wil is, soos ons kennis, gering, en ons is en bly daarom swak mense. As ek nou in aanmerking neem en bedink wat net hierdie engel alles kan doen, terwyl vir die mees wilskragtige mens ook maar geen jota daarvan moontlik is nie, geen jota is geen komma nie, dan sien jy eers die oneindige verskil tussen Elohim en mens. Dit is wel uiters duidelik. Vir Elohim is alles moontlik en vir die mens niks nie. Laat ander hoe bly wees oor hierdie groot wysheid en mag van Elohim. Vir my maak dit geensins bly nie, want ek voel maar altyd duidelik dat ek 'n volkome nul is vergeleke met so 'n engel soos Raphael. Wat is ek dan wel vergeleke met Elohim? Nee, dit is en beteken niks. Nou weet en deurskou jy tog al ontsaglike dinge, en jy sien wonder op wonder, sodat hoor en sien byna sou vergaan. Maar probeer nou eers, maar net met jou eie wil, so 'n vurige lang tong, tot 'n suiwer klomp te laat saamkom. O, dan bring jou wilskrag nog geen atoom uit sy plek nie. Laat staan nog so 'n vurige tong. Daarom glo ek dat dit beter is as mens baie minder weet
en deurskou, omdat mens dan nie in die versoeking kan kom, om ook wonders te wil doen nie. Ek word daarom nou reeds bang en angstig om die hart, van louter kennis en insig. Waarom moet ek nou so ontsaglik baie sien, hoor, besef en weet? Nou sê Joshua vir hom, sodat jy daar benewens ook sal besef, hoe min die mens uit homself is, en dat sy bestaan, wete, kennis en vermoë, maar net van Elohim afhang. Met jou eie wil sal jy helaas ewig tot niks in staat wees nie, soos wat ook hierdie engel met sy wil niks sou kon doen nie. As jy egter my wil tot jou wil gemaak het, sal jy ook kan doen wat hierdie engel doen, of wat hierdie engel kan doen. Nou is dit egter goed dat jy soveel weet en insien, maar daarby ook prakties begin besef, dat jou eie wil, buite jou liggaam, min of niks kan doen nie. Jy kan alles deurskou en insien wat die engel insien en deurskou, maar as jy my wil en my wysheid nie jou eie gemaak het nie, baat alle kennis en insig jou helaas niks. Dit besorg jou, as jy vol dade drang is, maar net pyn. En dit is ook goed, want slegs deur nederigheid word 'n mens eers mens en 'n ware kind van Elohim. Ek wil net 'n bietjie stil staan is, hulle het nou dieselfde gesien as wat die engel sien, maar hulle het dit nie gedoen nie. Hoekom is hulle nie in staat, daardie mense, om ook so iets te kon doen nie? Want hulle is tog nou, hulle oë is geopen in daardie gebied. Omdat die oopmaak van die oë nie deur die eie wil voltrek is nie, maar deur 'n meganiese manier, op 'n meganiese manier, deur 'n lig wat die eienskap het om die mens se gees te open. Ek weet nie wat daai lig, waaruit dit bestaan nie, maar dit is hoekom. Dit is nie hulle eie werke nie. Dit is hulp van Joshua af met 'n ander apparaat. Daarom kan jy niks doen nie. Jy met jou wil, moet jy self opwek in jouself. Dan word dit jou eie wil, wat een word met Vader se wil. En dan sal jy nie net hierdie goed kan sien nie, maar jy sal ook kan doen, wat dan Vader se wil in jou wil, vir jou sê om te doen. Oorigens word dit aan julle almal nie ter navolging getoon nie, maar alleenlik om Elohim in my volledig te leer ken, ten einde dan des te vasberader dit te doen wat ek, as die skepper van al die lewe, julle ter wille van die vervolmaking van die lewe geleer en aan julle toevertrou het. Julle moet daardeur eers geestelik wedergebore word. Ons moet self daai krag opwek, want anders kan my wil nie daadwerklik in julle wortel skiet nie. As julle maar eenmaal met julle wil in soverre my wil julle eie maak, dat julle vrywillig julle dade ondergeskik stel aan my wil, en julle goed oefen om my wil wat deur julle erken word, volkome die opperheerskappy in julle te gee, dan word daardeur my gees oorvloedig lewend in julle, en sal dit weldra julle hele wese deurdring. En daar is 'n sleutelwoord daar wat sê oefen. Ons het al dit behandel. Jy kan al die musiekboeke deurlees wat jy in die hande kan kry van die grootste komponiste. Maar as jy nie agter daai klavier gaan sit en oefen nie, gaan jy nooit 'n meester word nie. En dieselfde is dit met die gees. As jy en ek nie oefen nie, nou hoe moet ons nou oefen? Daadwerklike dade van liefde. Ons moet probeer om Vader nie meer te leer te stel nie. Ons moet ons tempels rein en skoon maak en hou. Ons tempel bestaan uit jou gedagtes, jou wese se woorde en jou wese se werke. En jou deurlopend te oefen met werke van naaste liefde vir hulpbehoevende, noodlydende broers en susters, is jy dan besig om
nader en nader te kom aan wedergeboorte van gees, jou gees met Vader se gees. Waar jy dan die vlak bereik wat ons in die boek wat Karen vir ons voorgelees het, sal kry, naamlik dat jy nie meer in die vlees leef nie, maar in die gees. En alhoewel jy 'n vleeslike liggaam het, gaan hy jou nie meer pla nie. Jy het die vleeslike liggaam totaal en al oorwin. Dit is iets wat jy en ek moet doen. Dit is nie iets wat hy vir ons kan gee nie, want dan het jy nie enige iets daaraan nie. Dit moet jou eie werk wees. Deur die onvermoeide oefening in die doen van my wil, kry dit sy volle krag, en wat hy dan algeheel in ooreenstemming met my wil sal wil, of met my sal wil, sal gebeur. Maar soos gesê, eers dan, en nie voor dit nie. Die kennis moet nou eintlik die teel wees, waarmee julle wil laat ingaan in my wil. Want julle moet nou deur my dade immers besef, dat ek beslis die een is, as wie ek my nou voortdurend aan julle bekend maak. As julle nou volkome daarvan oortuig is, sal dit vir julle immers des te makliker wees, om my wil, wat sy oorsprong in die ewige onmiskenbare waarheid het, nog makliker na te volg, en dit daardeur jul eiendom te maak. Wanneer iemand julle 'n pad aanraai, en julle merk aan sy woorde, dat hy waarskynlik self die pad nie heeltemal ken nie, sal julle wel tweemaal bedink, voordat julle op die pad gaan wat hy julle gewys en beskryf het, en julle sal sê, o, dan bly ons liewers waar ons is. Maar wanneer julle uit iemand se woorde sonder meer kan uitmaak, dat hy heeltemal bekend moet wees met die pad, omdat hy afkomstig is van die plek waarin hy julle die pad tot in detail presies en goed beskryf het, dan sal julle sê, hy weet dit en sy wil is goed, hy kan en sal ons nie mislei nie, en ons sal sonder bedenkinge die pad loop. Kyk, daardeur sal julle ten gevolge van die goeie en vaste vertroue, die eie wil ondergeskik stel aan die wil, van die een wat julle as algeheel ter sake kundig die goeie en regte pad gewys het. En daardie een wat vir ons die pad wys, hy is eintlik die pad, is Yeshua. En slegs mense wat Yeshua verkondig, as dat hy die alles is, die Alpha en Omega, en geen ander ding daarby sit nie. Hy nie sy pastoorskap of predikantskap vir jou aanbied as 'n manier om tot by die hemele te kom nie. Baie van hulle doen dit. Hulle sal dit ook sê. As jy kom en jy sê daar moet gebid word voor, dan sal hulle sê, as net die dominee of die pastoor wat kan bid, want net sy gebede word verhoor. Dis nonsens. En ook as jy 'n kerk bely naas Yeshua, dan is jy besig met hoerery. Want hy het nie so 'n organisasie wat gebou is met mense hande, het hy nodig nie. Hy soek jou alleen. Het sy man of vrou, wil hy met jou verenig. En dit is wat dan maak dat jy uiteindelik op die nou pad kan kom, want hy sê, dit is baie moeilik om die pad te vind in die skrif. Die breë weg is altyd daar. Nou die pad te vind is nog glad nie geloop nie. Dan moet jy hom nog loop, wat nog 'n groter, moeilike ding is om te doen. En onthou julle nog altyd daai ou posters wat ons in die huise gehad het van die brede weg en die smalle weg? Het hulle nou die brede weg, al die kroeë en al die dansplekke en goed, en dan die smalle weg, het hulle so 'n klomp kerke al op die pad langs. So, nog 'n leuen, nog 'n indoktrinasie, nog 'n breinspoeling, dat jy die weg na Vader sal vind deur die kerk. Jy vind die weg na Vader deur Yeshua, want hy is Vader, hy en die Vader is een.
As jy hom het, het jy die Vader, klaar. As jy die kerk het, het jy nog niks. Daar moet jy nou gaan worstel tussen die waarheid en die valsheid wat hulle jou aanbied, om uiteindelik dalk die pad te vind. Maar hier stap hy saam met ons op die pad, omdat hy van daar af kom. Hy ken daai pad. En nie een aardse mens kan sê, ek sal jou die pad wys, want ek kom van daai plek af nie, want ons weet nie. Dit is vir ons weggevat. Vers 14, en kyk, dit is hier die geval. So ek vir julle slegs in 'n mystieke en mistige halfhartigheid optree, dan sou daar in julle nog altyd twyfels oorbly. En dit sou heel vergeeflik wees, as in julle ook enige twyfel die kop sou uitsteek. Maar as ek my nou reeds vir julle in woord en daad, byna tot op 'n atoom bekend maak, en julle met alle wysheid, liefde en mag toon, dat ek werklik die een is, waarmee ek my steeds aan julle voorgestel het, dan is die resultaat tog wel verseker. Ten eerste kan julle onmoontlik nog enige twyfel oor my hê, en ten tweede moet vir julle die navolging van my wil, waardeur julle geen enkel en alleen tot die volle, my gees, waardeur julle gees enkel en alleen tot die volle wedergeboorte kan kom, iets heel maklik word, omdat julle altyd duidelik moet insien, dat julle deur die navolging van my wil, geen dwaling begaan nie, maar die ewige ware werklikheid sal bereik. Ek dink dat julle tans goed sal insien, waarom ek nou al hierdie ongelooflike dinge voor julle doen, en alles van my aan julle laat sien en onthul. En onthou, hy onthul dit nie vir die wêreld nie, hy onthul dit vir 'n klein groepie mense wat hom liefhet. En so onthul hy hierdie goed nou vir ons, 'n klein oorblyfsel aan die einde van die tyd. En nie vir al die mense in die kerk nie, en nog minder vir die mense in die wêreld nie. So ons moet baie bevoorreg wees dat ons hierdie goed kan lees, en eintlik saam met hulle kan sit, en jou inbeeld dat jy daar by hulle is. Vers 15, 'n egte volmaak wyse meester doen egter niks sonder rede nie. En dus doen ek ook niks sonder rede nie. Ek onderrig julle nie slegs ter wille van julle self nie, maar sodat julle daardeur later in my naam ook leraars, leiers en wegwysers van julle ander blinde broers en susters sal word. En daarom moet julle soveel dieper ingewy word in die geheime van my ryk en my wese. En moet julle ook die mens in sy hele wese leer ken, vanaf sy verre oorsprong tot aan die hoogs moontlike vervolmaking en die volledige gelykwording aan Elohim. So belangrik dat ons die mens deur en deur moet ken. En daardeur bedoel hy ook die verskillende rasse mense wat op aarde is, waar hy ons in die vorige lesings baie duidelik gesê het, waar die primitiewe rasse vandaan kom, en dat ons uit Adam kom, wat 'n ligwese is, wat op hierdie aarde geplaas is. 'n unieke eerste ligwese met verheerlikte vlees omhul, wat hulle natuurlik later verloor het, toe hulle kyk en hulle sien, hulle is naak, toe hulle sien hulle is nie meer lig nie, hulle is nou vlees, soos soogdiere. En dit is die rokke van vel wat die Bybel van praat, wat hulle toe aangetrek het, was 'n vleeslike liggaam. Want deur julle volledige en lewende vertroue, kan dieselfde vertroue die vinnigste in julle leerlinge gewek word, waardeur hulle ook hulle weldra die verborgde dinge sal sien, en verstaan wat julle nou sien en verstaan. Het julle my nou goed verstaan, en verstaan julle goed waarom ek dit nou alles aan julle openbaar? Almal sê diep bewoe, ja, majesteit, ons meester, ons Elohim.
Joshua sê, wel nou dan, ontwaak dan weer in die natuurlike wêreld, sodat ek julle nog ander dinge kan laat sien, want julle moet nog heel wat meer en dieper waarneem en verstaan. En terwyl ek hier lees, dink ek aan al die mense wat al hier was, en wat vir baie lang tye hier was, en vir lang tye blootgestel was aan Joshua se woorde. En tog, vind jy van hulle nou in die kerk. Een spesifieke ou, wat hier weg was, of weggegaan het, wat deel was van Gilgal van die begin af, het nou al in 3 kerke, was nou al in 3 kerke gewees. Ek kan nie glo dat jy hierdie kennis kan verruil vir dit nie. Dat ek liewerste niks sê wat hulle van die kansels af sê nie. Maar dit is niks meer as papegaaiwerk nie. Hier in ons lesings het ons elke dag, elke hoofstuk, is dit 'n nuwe terrein, 'n nuwe vlak van wysheid wat jy en ek betree. Ons groei. En is dit nie lekker om te groei nie? Maar lyk my party mense is dit vreeslik lekker om te stagneer. Hy's vreeslik gelukkig om net daar te stagneer. En sulke mense gaan baie spyt wees dat die waarheid so naby aan hulle gekom het en hulle dit nie daarin gegaan het. Want jy moet, soos in 'n swembad, jy moet daarin duik. Jy moet vervul word van hierdie kennis en jy moet dit toepas in jou lewe. En jy moet dit in jou verstand en in jou hart erken wie Joshua is, dat hy die Alfa en Omega is, die begin en einde, die Vader self, want die Vader is in hom. Ons lees nou verder, die opskrif is vers hoofstuk 1:2-2, die meester lê die innerlike van Judas bloot. Nou Judas Iskariot, die wêreldmens, is ook daarby. Na hierdie woorde sien almal weer met hulle liggaamlike oë en is buite hulle self van verbasing oor alles wat hulle gesien en gehoor het, en begin my met luide stem te roem, en hou daarmee so vir 'n halfuur vol. Toe almal deur hulle luide lofprysing duidelik kenbaar maak, dat hulle my nou in die ware lewensdiepte herken het, kom ook Judas Iskariot na my toe en sê, Meester, lank was ek ongelowig, maar nou glo ook ek volkome dat u werklik Jahwe self is, of tog ten minste 'n egte seun van hom. Maar iets kan ek van u nog steeds nie verstaan nie, en dit is die volgende. En hierdie vraag is baie belangrik in ons tyd, want so baie mense vra hierdie vraag vir my. Waar hulle nog, is nie slegte mense nie. Judas Iskariot was nie so seer 'n slegte mens as wat hy 'n wêreldmens was nie. Hy wou dinge sy way doen. Hy wou hê dat Joshua moet teen daai klomp fariseërs opstaan, hulle uitwis, die tempel skoonmaak, sodat hy saam met Joshua en die ander 11 kon regeer. En dan wou hy gehad het Joshua moet Rome toe mars en sommer die Romeinse ryk ook omvergooi. Dit was sy hele doel vir sy verraad. Sy opinie was dat Joshua het baie krag, hier sê, ek erken dat jy Jahwe self is, of ten minste 'n seun. Maar, sê hy, in ander gedeeltes, hy's 'n softie. Hy het dit nie wat maak dat 'n man wêreldheerser kan word nie. Hy's te sag. Ek moet hom 'n bietjie help. Ek moet bietjie die dinge regmaak sodat hy in 'n hoek gedruk word. En baie van ons mense is so, goeie mense, stoere volksmense, boere, maar hulle wil die leer van Joshua nie aanvaar nie, of nie uitleef nie. Hulle wil so ietsie daarby doen, ons moet bietjie hierdie ding stoot. Ons moet miskien nou met wapens dit of dat doen, of ander maniere, behalwe die opdragte van Joshua. So dit is nie
onbekend nie, en daarom is hierdie hoofstuk belangrik, dat jy daai mense herken, en kyk hoe Joshua hom antwoord nou. Hoe kon u as Jahwe, wat oneindig is, u oneindigheid verlaat, en u inpas in hierdie uiters eindige vorm? Intussen bly egter die ou oneindige ruimte tog dieselfde, wat dit van ewigheid af was. Maar u as Jahwe is tog self die oneindige ruimte. Hoe kan dit dan in sy onveranderde, eindelose wese bestaan, terwyl u as die oneindige self in hierdie beperkte mense vorm bevind? Kyk meester, die vraag vind ek baie belangrik. As u my dit goed duidelik kan maak, dan word ek die ywerigste van al u leerlinge. Maar anders sal 'n bietjie twyfel altyd my siel vertroebel. Nou hierdie vraag klink dat dit 'n baie logiese vraag is, want ons word dit so baie gevra. Veral die dogter van Sion wat aan die eenheid glo. Ja, maar hoe kan die oneindige nou in die oneindige wees en homself in 'n beperkte vorm? Jy kan nie vir Joshua as Elohim of God sien nie. Die rede gee hy hier. Hy sê, as jy my verduidelik, is 'n voorwaarde. Hy stel 'n voorwaarde aan die Skepper. Dan sal ek die ywerigste ou word. Sien julle die hoogmoed? Hy's heeltyd in kompetisie. Daar's nie nederigheid by hierdie ou nie. Hoekom wil jy nou die ywerigste wees? Hoekom wil jy Johannes of Petrus oortref? Want daar's nog hoogmoed in hom. Al die ander apostels het nie nodig gehad om hierdie vraag te vra nie, want hulle het Joshua in hulle harte ontmoet. Hy het nog net vir Joshua in sy verstand ontmoet. Ja, hy erken, hy het mos nou al die dade gesien, en geen normale mens kan dit doen nie. Daarom het ek nie 'n keuse nie, ek glo dit. Maar is nog net in sy verstand. En dit is die voorbeeld van verstandsmense waarmee ons te doen het. Jy moet nie 'n fout maak nie. As mense wat familie en vriende wat in die kerk sit, nie bedrywig is en baie besig is met naaste liefde werke nie, is hulle almal wêreldmense. Is hulle almal nog in hulle verstand. En glo hulle dat die kerkbywoning op Sondag noodsaaklik is vir my redding. Die 10de is noodsaaklik vir my redding. Omdat hulle nog in hulle verstand is. En hier antwoord Joshua hom en ons lees verder. Joshua sê vir hom, hoe is dit moontlik dat almal nou sien en net jy blind geword het? Dink jy dan dat ek opgesluit is in hierdie omhulsel? Of is die son ten opsigte van die werking van sy sonlig, maar net beperk tot die son self? Hoe sou jy dit kon sien, as dit met sy lig nie verder reik, as tot aan sy buitenste omhulsel en oppervlakte nie? Ek is slegs die ewige sentrum van myself, maar vanuit dit, vervul ek tog ewigdurend onveranderlik die oneindige ruimte. Ek is orals die ewige ek, maar hier by julle is ek nou in die ewige sentrum van my bestaan, van waaruit die hele oneindigheid, ewig sonder ophou en onveranderlik, op dieselfde wyse bewaar word in sy eindelose, ewige uitgestrektheid. Dink aan die son wat hy nou as voorbeeld gegee het. Die son skyn onbeperk in die ruimte in. Wanneer hy 'n planeet vind soos die aarde, dan absorbeer ons daai warmte en ons absorbeer sy lig. Maar verby die aarde gaan die lig nog aan en die warmte in die oneindigheid in. Daar is nie 'n ophou nie. En so is Vader se oneindige krag nog steeds werksaam, al is hy nou in 'n liggaamlike omhulsel, voorbeeld die son, vasgevang. Sy ewige gees werk vanuit hierdie omhulsel in die oneindigheid in. Van ewigheid af woon ek in my ontoeganklike sentrum,
en in my eie ontoeganklike lig. Maar terwille van die mense van hierdie aarde, het dit my behaag om sodanig uit my ontoeganklike sentrum en uit my ontoeganklike lig na buite te tree, dat ek in dieselfde sentrum en dieselfde lig, wat ook van ewigheid vir die hoogste engele algeheel ontoeganklik was, my nou op hierdie aarde begeef het, en nou vir julle mense selfs van alle kante goed bereikbaar is, en julle my lig goed kan verdra. Toe ons van Sigar na Galilea weggetrek het, en ons die namiddag op 'n berg gerus het ek aan talle van julle daadwerklik getoon, dat my wil reik tot aan die son. Probeer jou dit herinner, dan sal jy goed insien, dat ek oral tuis is, en tuis kan wees, deur die uitstroming van my wil, wat oral ewe kragtig werk. Judas Iskariot sê, ja, ek kan my goed herinner, dat u daar die son, as ek goed nadink, 'n paar oomblikke sy lig ontneem het. Wel, dit is sekerlik geen kleinigheid nie. Maar tog word daar vertel, dat die ou Egiptiese towenaars dit ook kon doen. Hoe? Dit is natuurlik 'n ander vraag. In die groot natuur vind jy heel vreemde geheime kragte. U ken hulle, en die ou towenaars het hulle ook geken en gebruik. Natuurlik het tot dusver, vir sover ons weet, nog niemand sulke dinge gedoen soos u nie. En hierdie is weer eens hierdie man se verstand wat net nie ver kan reik nie. Om Joshua nou met towenaars te vergelyk, nadat hy deel was van al hierdie dinge. En dit is dieselfde wat nou in hierdie tyd gebeur, met mense wat deel was van hierdie openbaringe, het gelees het, dit ervaar het, en nog steeds hulle wêreldse verstande behou het, en nie neergedaal het na hulle harte toe nie. En nou bevind hulle self in hulle geestelike huis op die vloer, waar hulle eens op die dak was, soos almal van ons wat nou hier is, om hierdie geestelike openbarings te ontvang, en dit deel van jou wese te maak, bevind jy jou simbolies op die dak van jou huis. Maar as jy hierdie goed verwerp, dan val jy terug na die vloer toe, soos wat party mense wat van hier af gegaan het, nou besig is om diere te offer op Pasgas, en ander bevind hulle in die kerk. Dan het jy na die vloer van jou huis toe geval, en mag dit niemand van ons oorkom nie. Mag ons nie hierdie kennis, ek weet dit is baie vir die nuwe mense, is moeilik om jou in te stel om elke dag iets nuuts te leer, want ons het lui geword in die kerke, ons het traag geword, want die dominee het alles gedoen. Ek was ook in my lewe in die kerk, daarom nie te lank nie, tot so 'n jong man was in die 20's. Maar ons het eintlik net die kerk gebruik op universiteit as 'n dating plek. Want as jy die meisies kerk toe vat, dan dink hulle jy's 'n goeie ou. Omdat ons in ons verstand was, omdat ek daai Bybel nie kon verstaan nie. In die koshuis moes ons elke dag, in die oggend en die aand was daar 'n godsdiensttydjie van 10 minute. Dan moes jy jou Bybel studeer en jy moes bid. Daai Bybel kon nie vir my oopgaan nie, ek kon hom nie verstaan nie. Want alles gaan net oor Israel, ek's nie 'n Jood nie. En een ou het eendag na my huis toe gekom, iewers in die 80er jare. En in een aand, was dit 'n uur en 'n half, ek en Erna, se oë onmiddellik oopgemaak en die sleutel vir ons gegee vir die Bybel. En toe jy die sleutel het, toe kan jy nie ophou lees nie. Nou word die woorde lewend, want jy lees nou met jou gees. So baie van ons, ek kom maar uit daai pad uit, vir al die ouer mense, maar dan moet jy 'n punt maak daarvan om te verander. Soos wat Joshua nou hier sê. Maar sonder enige wêreldse opleiding
is selfs u ook nie. Want daar word tog allerweer vertel oor die vaardigheid van u vader Josef en selfs van u moeder Miriam, wat 'n leerling van Simeon en Anna was. En as 'n talentvolle jong mens sulke ouers het, kan hy dit wel tot iets bring. Maar dit is maar net my pure wêreldse mening. Daarom erken hy dit. Want persoonlik glo ek dat Jahwe se gees volkome in u woon en werk. Nou ek het dit daar afgesny, want daar's nog 'n hele groot stuk van hierdie hoofstuk oor, en ons sal môre vervolg. Hoe op aarde hierdie ou kan kry dat as gevolg van sy ouers se opleiding, Joshua nou in staat kan wees om hierdie goed te doen, gaan 'n mens se verstand te bowe. Joshua se pa of sy stiefpa was 'n timmerman, hy was 'n skrynwerker. Hy het meubels gebou, huise gebou, skaapkrale ensovoorts. En Miriam was 'n jong dogter. Sy was baie jong toe sy vir Joshua gekry het. En sy kon nie soveel geweet het, behalwe dat daar wel verhaal is dat sy in die tempel het die engele met haar gespeel, maar sy was toe 'n jong dogtertjie van onder 12. So daar kon nie te veel geestelike dinge van haar af dan oorgedra word nie, behalwe haar ontsettende groot liefde vir Vader nie. En dankbaarheid, toe sy agterkom of gesê word deur die engel, dat wat sy dra, is so spesiaal en dit kom van die hemele af, van Vader self. So hierdie wêreldmens gaan ons nog baie teekom, en jy gaan baie goed publiseer, en jy gaan baie goed sê, en hulle gaan baie bandjies luister, maar hulle gaan nie op die spoor kom nie, want hulle harte is nie ingestel nie. En dis die belangrikste wat ons uit hierdie les so ver kry, is dat ons hart moet verbind met Vader in Joshua. Want jy kan nou Joshua vir jou voorstel as 'n baba wat gebore is, gaan in daai gedagte rigting in. Leef dit uit. Gaan lees dit en wees saam daar teenwoordig in daai skaapstal, wat eintlik 'n grot was wat as 'n stal gebruik is. Gaan saam met hom waar hy leer. Beskou jou as in sy geselskap, dat jy daar sit. Stel hom voor, maak nie saak hoe jy hom voorstel nie. Elkeen van ons se voorstelling sal reg wees. En stel hom voor dat hy vir jou sterf aan die kruis. Leef saam met daai gebeure. En die duidelikste kry jy in die boeke wat in die boek van herinnering is, naamlik die boek van Nikodemus 1 of die evangelie van Petrus. En leef saam en kry hom in jou hart lief. En dan sal jy, as jy nie in trane uitbars wanneer jy aan hierdie goed dink nie, sal daar 'n gevoel in jou opkom van dankbaarheid dat hy hierdie pad vir ons kom loop het. Van sy oneindige hoë hemele, soos wat hy hier sê, besluit het om in 'n beperkte, soos hy self nou die dag gesê het, 'n mottesak. Dit is hierdie liggame van ons, met 'n spysvertering, met die vernederende pad wat jy en ek moet loop, wanneer ons geëet het, moet ons dit weer gaan uit ontlas. Hy het daai liggaam aangeneem, wat 'n vernedering was vir die almagtige skepper van hemel en aarde. Maar tog het hy dit vir ons gedoen. En dan sal jy hom nie net in jou verstand lief hê, of in jou verstand beskou soos Judas Iskariot nie, want hy het hom nie lief nie, hy beskou hom net in sy verstand. En terwyl jy nog in die kerk is, en jy is nie daadwerklik besig met sy opdragte van liefde doen nie, dan is jy ook nog maar net in jou verstand. Dis 'n ritueel, dit pas in jou kalender. Saterdag inkopies, dan gaan ons braai en lekker drink en kuier, miskien vanaand dans,
nie te laat dans nie, dat ons kan Sondag reg wees as ons kerk toe gaan. Dan gaan ons kerk toe, ons klaar is, dan gaan eet ons knippel dit, slaap ons, en dan begin ons week weer. Dit is die gewone mens se ritueel. Maar om vir Joshua lief te hê en te dien is nie 'n ritueel nie. Alhoewel daar sekere dinge is wat jy elke dag moet doen, om elke dag moet vra, en soos ons elke dag by Gilgal gaan, maar dit is 'n daad vanuit ons harte uit. Dit is nie 'n ritueel nie. Dit is 'n offer wat ons elke oggend bring vir hom. En natuurlik vir ons volk. Baie dankie. Ons gaan môre verder met die